Die boodskap, Eksodus hoofstuk 37, die ark met die bewys van die ooreenkoms. Basaleel het die ark gemaak waarin die bewys van die ooreenkoms gekom het. Dit was van akasia hout. Dit was 115 cm lank en 70 cm breed en hoog. Hy het dit aan die binne- en buitekant met suiwer goud oorgetrek. Aan die buitekant het hy 'n versierde goue rand gesit. Hy het 4 goue ringe gemaak wat deur die draadstokke gesteek kon word. Hy het die ringe aan die onderste 4 hoeke aan die lang kant van die ark vasgesit, sodat daar 2 ringe aan voorkant en 2 ringe aan die agterkant was. Hy het daarby draadstokke van akasia hout gemaak wat deur die ringe kon pas en hulle ook met goud oorgetrek. Hy het toe die draadstokke deur die ringe van die ark gesit om dit daaraan te kan dra. Hy het 'n deksel uit suiwer goud gemaak wat op die ark pas. Dit was 115 cm lank en 70 cm breed. Hy het ook 2 beelde van hemelse figure met vlerke uit goud gemaak. Hulle is bo op die deksel vasgesit aan die 2 punte daarvan. Hulle gesigte was na mekaar toe en hulle het hulle vlerke oor die deksel uitgesprei gehou asof hulle dit beskerm. Die tafel vir die brood. Basaleel en sy mense het verder die tafel gemaak waarop die brode neergesit moes word. Dit was van akasia hout, 92 cm lank en 46 cm breed. Dit was 70 cm hoog. Hulle het dit met suiwer goud oorgetrek en 'n goue rand reg rondom vasgesit. Daar's ook 'n lys reg rondom die tafel vasgesit waaraan daar goue rand was. Hulle het ook vir die tafel 4 goue ringe gemaak wat deur draadstokke gesteek kon word. Hulle het die ringe aan die lang sye onder aan die hoeke net onder die lys vasgesit. Daar kon 2 stokke daardeur gesteek word om die tafel te dra. Hulle het die draadstokke van akasia hout gemaak om deur die ringe te pas. Ook die draadstokke is met goud oorgetrek. Daarby het hulle die skottels en bakke waarin die geurende offers kom en die flesse en komme wat by die tafel gebruik word van suiwer goud gemaak. Die ligstander. Basaleel hulle het ook die goue ligstander gemaak. Sy voetstuk en steel is uit 1 stuk goud gemaak. Dit is met blomkelke, blomknoppe en kroonblare versier. 6 arms het uit die steel gekom, 3 aan die een en 3 aan die ander kant. Aan elkeen van die 6 arms wat uit die stam gekom het, was daar 3 kelkies in die vorm van amandelbloeisels met knoppe en kroonblare. Aan die bokant van die steel self was daar 4 blomkelke in die vorm van amandelbloeisels met knoppe en kroonblare. Aan die onderkant van elkeen van die arms, net waar dit uit die steel kom, was daar 'n blomknop. Die arms en blomknoppe is alles uit 1 stuk goud gemaak. Hulle het ook 7 olielampe vir die kandelaar gemaak. Die tangetjie waarmee die vlammetjies uitgedoof word en die oliepithouer vir die lampies is van suiwer goud gemaak. Hulle het 34 kg suiwer goud gebruik om die staander en alles wat daarbey hoort te maak. Die altaartjie vir die wierook. Onder Basaleel se toesig is ook die kleiner altaar uit akasia hout gemaak. Dit was vierkantig, 45 cm breed en 90 cm hoog. Dit het een geheel gevorm met sy horingagtige uitsteeksels. Alles van die plat vlak bo-op en die 4 sye, sowel as die horings was met suiwer goud oorgetrek. Daar was ook 'n rand van goud reg rondom die altaar. Hy het 2 stelle draadringe van goud vir die altaar laat maak en hulle aan die 2 teenoorgestelde kante net onder die omranding vasgesit. Daardeur kan die draadstokke gesit word, waarin die altaar gedra kon word. Ook die draadstokke wat hiervoor gemaak is met suiwer goud oorgetrek. Basaleel het ook soos 'n goeie apteker 'n mengsel salfolie vir die tempel aangemaak.